Goeiemôre almal. Dit is vanmôre dan 16 April 2026, lesing 1:27 van die groot Johannes Evangelie 3. Ek sien dis van die nuwe mense hier. Hoekom ons nie uit die Bybel lees nie? Ons het vir baie jare, 15-20 jaar het ons die Bybel bestudeer by hierdie gemeente. En toe kom Vader, toe gee hy vir ons baie skrif wat Jesus, Yeshua self gedikteer het aan 'n man, 'n Duitser. En dit het alles betrekking met wat hulle gedoen het die 3,5 jaar wat hy op aarde was. Die 3,5 jaar wat Yeshua op aarde was, kon onmoontlik in 2 evangelies beskryf word. Onthou, net Matteus en Johannes is oorspronklik, die ander is samestellings deur mense wat nie deel was van Yeshua se volgelinge nie, of sy apostels dan nie. So nou lees ons vanoggend, en nou is 'n man wat getuienis lewer hoe hy tot bekering gekom het, wat vir ons baie belangrik is, en dit is in die teenwoordigheid van ons meester Yeshua. Onthou, die naam Jesus gebruik ons nie hier nie, daar is goeie redes daarvoor, julle kan maar vir ons kom vra, maar ons gebruik die oorspronklike naam Yeshua. Vanaf hoofstuk 2:3-6, die omgang met die meester in die hart, wat die sleutel is van al ons geloofs dinge wat ons moet doen. Ons moet met hom in die hart verkeer en hom daar ontmoet. Vanaf daardie oomblik af het ek my helder bewussyn verloor. Dit is nadat hy Vader so verskriklik beledig het, nadat Vader 'n gees vir hom gestuur het. Hy het vir hom die gees van Abraham gestuur, en hy het hierdie gees verskriklik beledig, en die godheid Elohim beledig, en toe gebeur hierdie ding met hom. Vanaf daardie oomblik af, het ek my helder bewussyn verloor, en sover ek my nou kan herinner, neem baie bose geeste die bestuur van my liggaam oor, en so word ek die skrik van die hele omgewing. My liggaam kon deur geen lans of speer deurboor word nie, en die sterkste boeie word so strooitjies deur my hande verbreek. Dit was vir my dieselfde, of ek nou met 1 of met 1000 mense geveg het. Hulle wat my vasgryp word lelik toegetakel, en wel gedood, maar daarvan het my siel geen wete nie. Volgens die raadsbesluit van Elohim word ek met nog 4, so kort gelede tog deur die Romeine gevange geneem, en 3 dae gelede hierheen gebring. Hier verlos die meester Yeshua ons van ons groot kwelling. My siel word weer die enige heeltemal by my bewussyn synde inwoonster van my liggaam, en soos voorheen was Moses weer haar leidsman. Die meester laat egter alle dwaalweë van my hart duidelik sien, en let op, ek verstaan nou eers vir Moses en die profete. As Abraham se gees nou by my sou kom, sal ek beslis 'n ander gesprek met hom voer as ongeveer 5 jaar gelede. Hoe lang dit presies was, kan ek jou in elk geval nie sê nie, maar daar het sekerlik 'n aantal jare vanaf hierdie tyd verloop. Nou weet jy hoe ek insig in die skrif gekry het. Ek wens egter niemand toe om via my weg vir Moses te leer ken en te verstaan nie, omdat daar nou 'n makliker weg is. Maar omdat jy, Mirel, my in 'n sekere sin gevra het, hoe ek tot so helder insig in die boeke van Moses gekom het, moes ek jou tog laat sien wat 'n treurige weg dit was, en die ander kan jy nou maklik vir jouself voorstel. Die ander onvoorstelbare makliker weg is evenwel die barmhartigheid van die meester Yeshua, wat jou dieselfde vraag wat ek via 'n angstige weg bereik het, wat jou dieselfde wat ek via 'n angstige weg bereik het, in 'n paar oomblikke kan gee. Hier staan egter die engel van die meester, vra hom, en hy sal jou toon hoe waaragtig dit is wat ek jou nou oor my en my 4 metgeselle onthul het. Wat dink jy nou van dit alles? Nou sê Mirel, ook 'n fariseer, hy sê, o vriend Mathael,
Jy het ontsettend baie deurgemaak, en moed soos die van jou sal jy nêrens anders vind nie. Jy was weliswaar 'n duiwel, en tog was jou hart nie bedorwe nie, want sy het verlang na waarheid, geregtigheid en liefde, en omdat sy daarna verlang het, het sy nou ook die verlangde gekry, want die meester laat geen opregte van hart ten gronde gaan nie. Maar waarom het die meester jou en jou 4 metgeselle so hard aangevat? Ek kan my tog nie so goed voorstel dat die uitsending na Samaria om die Samaritane tot die geloof van Jerusalem te bekeer, enkel en alleen die rede sou kon wees van so lydingsweg nie. Daar moet iets anders daar agter sit. Matthäus sê, dit moet seker so wees, maar ek weet tot op hede nog niks daaroor nie. En eerlik gesê, ek het ook heeltemal geen behoefte daaraan gehad nie. Maar nou sou ek toch self ook iets daaroor wou weet. As Raphael in 'n goeie by is, sal hy ons wel iets daaroor kan vertel. Raphael, die engel, sê, van my en my hiermeer hang niks af nie, maar alleen van die wil van die meester, want my bestaan is niks anderste as die suiwer wil van die meester nie. Rig jou daarom in jou hart tot die meester, en aan jou wens sal sekerlik gehoor gegee word. Belangrike openbaring, engele is maar net die hande en die vingers van Vader self. Matthäus sê, dit sou wel so wees as die meester nie sou geslaap het nie, maar hy slaap nou, en dit sou toch wel baie onvanpas wees, om hom daarvoor te wek. Nou sê Raphael die engel, jy moet ook nog iets wat leer. Sy liggaam slaap nou wel, maar sy siel en sy ewige heilige gees slaap nooit of te nimmer nie. Hoe sou dit met die hele skepping daar uitsien, wanneer die meester haar ook maar 1 oomblik sou vergeet? Op dieselfde oomblik sou dit, die skepping, heeltemal met haar gedaan wees. Geen son, geen maan, geen ster in die hele oneindigheid, en geen aarde wat jou nou dra, sou nog bestaan het nie. Ook geen engel en geen mens sou hom ook maar enigszins self in stand kon hou nie. Alles wat bestaan word voortdurend deur die almagtige, ewige, dieselfde en onveranderlike wil van die meester in stand gehou. Sonder die wil is geen bestaan denkbaar nie. Dit moet ons baie, baie goed in ons denke ingryp. Alles bestaan, voortdurend word daai krag uitgestuur. Al is dit na 'n ertwurmpie in die grond, of is na die walvis wat in die see gaan, die grootste dier op aarde. Alles word in stand gehou deur Yeshua se gees. En as dit nou so is, en onmoontlik nie anders nie, hoe kan jy dan daarby kom om te dink, dat hy ooit sou slaap, en so tydens die slaap, nie sou besef wat die oneindige skepping elke oomblik van haar bestaan nodig het nie. Die meester weet presies wat jy nou dink en wil, want omdat ek dit weet, moes die meester dit al baie vroeër geweet het, omdat ek dit anders onmoontlik sou kon weet, want alles wat ons engele weet en ken ons maar slegs deur die meester, deur Yeshua. Ek weet nou byvoorbeeld alles oor jou beproewinge, en hoe hard jy op die proef gestel was. Wie anders as die meester sou dit vir my ingegee het? Nie jy nie, en ook nie die mond of die gedagte van 'n ander gees nie, omdat ek dit sonder die bedoeling en die wil van die meester nie sou kon verneem het nie. Soos ek egter slegs deur die meester alles onmiddellik verstaan, erken en weet, so kan jy dit ook. Maar natuurlik altyd slegs in soverre jy daarvoor in jou hart geskik is. Vra die meester dus in jou hart, dan sal ons sien of jy in jou hart 'n antwoord gaan kry. Baie inligting wat deurgegee is oor die aard en die wese van engele, en die aard en die wese van die skepping wat Yeshua vanuit sy liggaam wat op aarde nou nog vlees was, kon ons nou sien dat die oersentrum van die skepping, die Vader se oerpersoonlike gees, was in Yeshua
van geboorte af. En dat daardie gees wat die hele skepping lei, wat in alles is, wat Wat 'n mens nie kan dink nie, dink net op hierdie ou planeetjie van ons, hier hulle sê 8 miljard mense. Hy weet van elke mens, alles, van voor sy geboorte af, weet hy ook, en weet hy ook wat sy lot is. En so ook op miljarde, desiljoene planete, waar ook wesens woon, wat 'n verstand het, en wat 'n gewete het, 'n godsbesef. So dit is eintlik verskriklik groot as ons daaraan dink. Nou, hierdie boodskap gee ook 'n antwoord vir mense wat sommer direk engele opdragte gee. Ek weet van 'n ou baas, hy het altyd gesê, ek sê vir die engele, hulle moet nou my kar oppas, en dan doen hulle dit. Ek het die krag en die mag om engele rond, jy weet amper so te sê, rond te sjant. Glad nie so nie. Alles wat ons doen, vra ons die meester in die diepste nederigheid. Ons gaan nie vir hom orders gee nie. Glad nie. En hy sal onmiddellik, dit is so 'n eenheidsbeweging, dat onmiddellik word dit wat jy vra, word afgedeel na die engel toe wat daarmee werk. As dit sy wil is dat jy nou beskerming moet kry. Ek bedoel, dink aan so 'n belaglike ding. Vader, beskerm my, ek gaan nou bietjie by hierdie bordeel kuier, beskerm my teen geslagsiektes. Dink jy Vader gaan nou vir jou daai beskerming gee? Jy weet, jy's verkeerd. Want elke mens het 'n besef van reg en verkeerd in hom. So wanneer jy dan nou daar dit optel wat daar gegee word, wat saamgaan, met die plesier gaan ook hierdie dinge saam, wie se skuld is dit dan, dat jy uitteer, blind word, baie siek word, en uiteindelik in 'n bed moet gaan lê? Dis jou eie skuld. So, engele kan net gevra word deur Yeshua te nader in gebed. Dan kry jy die regte engel, wat hy weet presies wat een is nou nodig vir jou. Nou die volgende hoofstuk is 'n beskrywing van hoekom is hierdie man toe nou so kwaai gestraf. Hierdie verskriklike demone, en hy het 'n moordenaar en 'n rower geword. Onthou, hierdie Mattheel was ook 'n tempeldienaar, tipe van 'n fariseer of skrifgeleerde, wat 'n opdrag gekry het om uit te gaan. Die oorsaak van die lyding van Mattheel, hoofstuk 2:3-7. Toe vra Mattheel dit vir my, Yeshua, in sy hart, en ek gee hom dadelik baie duidelik die volgende antwoord in sy hart, wat hy dadelik hardop vir die 3 voordra. Die meester het die Samaritane beskerm, omdat hulle self afgewend het van die bedorwe leer van Jerusalem, en teruggekeer het na die suiwer leer van Moses en Aaron. Jy, Mattheel, was 'n ervare gedigtespreker, en jy sou nie afwyk van dit wat jy jou voorgenem het nie. Die meester het dit geweet, en sien dat jy hom by die suiwer gelowige Samaritane groot skade sou berokken, as hulle met jou onderwysing in aanraking sou kom. Daarom laat die meester jou met jou metgeselle tereg by die berugste straatlowers uitkom, omdat hy goed geweet het, dat jy nie vroeër van hulle sou wegkom, voordat jou onbuigsame wil heeltemal week en meelewend sou wees nie. Solank jy in besit van jou volle bewussyn was, self 'n rower onder die rowers was, laat jou wil hom sekerlik nie buig nie. Inteendeel, jy het 'n baie sluwe plan bedink, en al 50 rowers met hulle vroue en kinders so ver gekry, dat hulle die totaal verkeerde leer van Jerusalem baie gunstig gesind word, omdat hulle daarin selfsekerheid en 'n veilige toevlugsoord vir hulle rowers handewerk gevind het. So, selfs onder hierdie verskriklike rowersbende, was hierdie Mattheel so 'n sterk geestelike leier van die tempel gewees, dat hy hulle ook tot die leer bekeer het, die valse leer van die fariseërs.
wys jou net hoe sterk hierdie man se oortuigingsvermoë was. Was nie sommer net enige wese nie, hy was 'n baie kragtige wese. Maar nou weet ons dat die tempelleer is verkeerd, dit is vals, en Joshua wou dit nie onder die goeie mense laat posvat nie. Maar hy kon nie keer dat Michael dit onder die rowers gebring het nie. Toe jy dit so ver gebring het, om reeds die volgende dag met jouself as aanvoerder van nou in totaal 55 voorvegters van die belange van Jerusalem, en dat julle besluit het om Samaria binne te val, en daar met onverbiddelike hardheid die leer van Jerusalem in te voer, en elke teenstander oor die skerpte van jou swaard te jaag, laat die meester dit toe, dat jy deur die ou gees van Abraham gewaarsku word. Dit is hoekom Vader toe vir Abraham vir hom stuur. Maar omdat ook hierdie verskyning jou nie van gedagte kon laat verander nie, laat die meester eers toe, dat jou siel haar in haar liggaam verberg, omdat jou liggaam deur baie duiwels in besit geneem was. Vanaf daardie tyd het jy tesame met jou geselle 'n skrik vir die omgewing geword. Selfs jou 50 roofapostels ontvlug die streek en word fatsoenlike mense, en omdat hulle duidelik ingesien het watter verskriklike lot jou en jou 4 metgeselle getref het, vanweë die voorgenome bose plan om die Samaritane te bekeer, betaal dit hulle daarom nie meer om die Samaritane vir Jerusalem te bekeer nie. En so trek die meester 'n baie doeltreffende en heilsame streep deur jou onbehoorlike rekening, en laat jou so lank in die oordeel van die hel vasgeketting bly, totdat jou siel 'n meer geskikte mentaliteit ontwikkel het. En mense, hierdie pad wat hierdie man geloop het, is nog steeds 'n pad wat Joshua gebruik, om mense wat heeltemal verkeerd is, en 'n verkeerde evangelie verkondig. Hy laat hulle deur hierdie bose geeste vasvat en vang, en hulle word verskriklike duiwels hulle self. Indien dan nie ou soos hierdie man 'n rower en 'n moordenaar was nie, maar dan 'n moordenaar van die gees, en 'n roof van die ewige lewe, soos wat hierdie baie groot vername magtige evangeliste veral in Amerika is vandag. Ek weet nie of julle so net by the way, soos die Engelse sê, het julle nou al hierdie Donald Trump se hoofgeestelike godsdienstige, wat noem mense haar? Adviseer. Het jy al gesien? Daai vrou is mal. Sy is totaal en al besete, want sy skree soos 'n demoon, en dan begin sy in allerhande tale brabbel. En dis die adviseer van die, kom ons sê maar, die sterkste persoon in die wêreld met die meeste mag. Ek het nie geweet nie, maar ek het vanoggend gehoor, dat Amerika het 800 militêre base in die wêreld. Die naaste een ons is in Botswana, is gestig, opgerig om ons te beheer. Sou ons in 1994 oorlog gemaak het, sou hulle ons onmiddellik van daai basis af aangeval het. En dit is 'n feit, want my vriend was in die basis, hy het gaan spioneer destyds. Ja, ek het ons broer, ek het daar gewerk. Ja? So daar gaan we wel. Ja, so 'n groot lughawe. Ja, ek het ons. Ja, met baie ondergrondse kamers en goed. So, net vir jou te sê dat waarmee ons te doen het, wanneer ons sien hoe die magtige mense in die wêreld werk. Ek moet nog die politieke leiers sien wat nie 'n guru by hom gehad het nie, of 'n toordokter nie. Hulle het dit almal. Die nasionale party het die dominees van die NG Kerk gehad, ou de Klerk die dominees van die gereformeerde kerk gehad, Mandela het vir Krede Mutwa die toordokter gehad tot op 'n stadium, en al die swart leiers het hulle geestelike gurus by hulle. Ja, Thabo Mbeki het selfs een voodooïs wat 'n president was in Haiti, het hy na hom toe gebring met een van ons oorlogskepe,
ek dink dit is die Johanna Brand of een van daai skepe het hierdie ou gaan haal. Nou hoe gaan haal jy 'n adviseer met 'n skip? Hy kan mos oorvlieg. Nee, hy bring al sy moetie en sy goed saam. So kyk na hierdie mense se gedrag en dan sien jy dat hulle almal vanuit die duister ryk word hulle bedien. Want as hulle vanuit die ryk van die lig bedien was deur Yeshua, dan sou hy in hulle harte gepraat het en jy sou die vrugte gesien het aan hulle werke. Die boom sal die vrugte verkondig van Yeshua se innerlike liefde vir jou. Nou kan ons al hierdie vrugte sien van hierdie mense en ons moenie dat dit vir jou vreemd voorkom nie. Hulle is almal besete. Hierdie moordgees wat in die wêreld is, het nou heeltemal totaal in baie van hierdie leiers ingetrek. En nou word hulle godsdienstig nog versterk. Yes, dis reg, jy moet dit doen. Kom ons lees verder oor Mattheël. Hoekom moes hy hierdie lot deurloop? Nou vers 6 sê, die meester het natuurlik geweet waar jou siel vandaan kom en hoe en waarom sy so onbuigsaam was. En laat daarom ook toe dat die allerbitterste oor haar kom, omdat sy haar op geen ander manier ooit as te nimmer sou verbeter het nie. Iets wat Vader weet van ons, wat ons nie weet nie, is waar kom ons vandaan, voordat ons op hierdie aarde gebore is. Baie ver weg bevind 'n aarde of 'n planeet haarself, ook behorende tot die planete wat om hierdie son sirkel, wat tot op hede feitelik geen sterrekundige nog ontdek het nie. Op hierdie aarde of planeet Uranus, nou ja, hierdie goed is 170 jaar gelede geskryf, Uranus is nou ontdek. Lewe baie styfhoofdige mense. Dis 'n Hollandse woord wat in Afrikaanse woordeboek is, maar ons kan dit ook noem hardkoppige mense, styfhoofdig. Wat nie vroeër van 'n eenmaal voorgenome plan en voornemens af te bring is nie, en dit dan ook uitvoer. Ook vanaf die wêreld word siele wat daar uitgemaak is, vir die verkryging van die kunskap van Elohim, op hierdie aarde geïnkarneer, of beliggaam, waarby hulle nog baie van hulle styfhoofdigheid of hardkoppigheid behou. So wanneer ons met so hardkoppige wese te doen het, skryf ons hom maklik af. Maar daar kom hy nou net van hierdie plek af waar al die mense so hardkoppig is. Want Yeshua plaas mense met dieselfde gesindheid op dieselfde plekke, waar hulle dan dieselfde opleiding kry om hulle van hulle hardkoppigheid te ontdaan. Maar nou kom daai persoon op daai planeet, besluit hy, maar ek wil aarde toe kom, ek hoor ek kan kunskap kry. Hy kom met sy hele persona, wat sy persoonlikheid insluit, is hy so hardkoppig. Dis hoekom almal van ons wat hier sit en luister, almal verskillende persoonlikhede het. Ons het onder ons grapmakers, ons het ernstige mense, ons het hardkoppige mense, ons het mense wat baie maklik omgepraat kan word om enige iets te doen. Almal verskillende wesens by mekaar. En tog moet ons almal op die ou einde dieselfde pad na die koninkryk toe loop. En ons wat betrokke is met die mense nader trek, moet bewus wees hiervan, dat ons nie almal op dieselfde manier kan nader trek nie. Almal, elkeen, het 'n verskillende sagte plek, waar jy hom kan by kry. Nou hierdie Mattheël is 'n baie hardkoppige man, en hy het van hierdie styfhoofdigheid of hardkoppigheid nog behou. In 'n sekere sin is jy ook so 'n vreemdeling op hierdie aarde. Jy stam wat jou siel aanbetref van daardie wêreld af, en daarom was jou voorneme so strydhoofdig en onbuigsaam in jou. Om jou siel buigsaam te maak, en die van die ander wêreld afkomstige natuur van jou siel so te omvorm, dat sy ontvanklik sou word vir die egte en vrye waarheid uit Elohim, ten einde binne te kan gaan in die goddelike liefde, en daardeur in die volmaakte kunskap van Elohim,
was hierdie weg die enigste ware en effektiefste. In die hel van die geeste en siele van hierdie aarde moes jy, net soos die siele van die kinders van hierdie wêreld, 'n sekere ryping deurmaak. Sodoende moes jy deur die nouste deurgang gaan, om as 'n veredelde lewenssap na die hoër gebiede van die lewe te kan opstyg. As sodanig staan jy daarom nou reeds voor Elohim, die meester van al die lewe. En dit was 'n groot voorreg wat hy gekry het, omdat die Romeine wat hulle gevang het, sou hulle die volgende dag sou hulle tereggestel het. Ek weet nie of hulle koppe met swaarde afgekap het nie, sou gekap het nie, of gehang het, of gekruisig het nie, maar daar was 'n verskriklike dood wat op hulle gewag het. As julle nog daai verhaal kan onthou, en toe sê Joshua, maak hulle onderste bo vas op die strand, en sê vir hulle, julle gaan hulle môre teregstel. En toe het al die demone uitgegaan, en so het die siel bevry geraak van die demone. Nou ja, dit is omdat Joshua die wêreldheersers van daai tyd daar gehad het, en hy kon hierdie goed doen. Vir ons is dit nou moeiliker, ons kan nie hierdie goed doen nie, ek kan nie jou gaan vasmaak of gaan hang nie, en vir ons dit sê nie, partykeer wil ek, maar ek kan nie. So ons moet ander metodes gebruik, en hier by ons op hierdie plaas, kan ek jou nou sê, is baie van hierdie styfhoofdige mense, kom hier aan. Want Joshua stuur jou nie hiernatoe om jou te straf nie. Hy stuur jou hiernatoe om bevry te word van daai demone wat jou so hardkoppig en so eie-ekkig maak. Want hardkoppigheid loop saam met 'n geweldige hoogmoed. Jy kan hom niks sê nie. Gister het weer net 2 manne wat nou net, hulle is nie in vir 'n weekie nie, is net weg. Vra vir jou, ek sê, is die werk nou vir jou te hard, nou op die sleepvaart te weg, as er om 'n leeg te maak en goed rond te skyk. Ja, nee, is nie regte weg vir hom. Ek Vader het jou hier naartoe gebring, ons het die huis se deure oopgemaak, ons bring almal in, wat ons kan help as ons plek het, en weer eens is daar nie 'n hek wat die ou weghou van, wat hom hier binne beperk nie, hy kan gaan. Maar wat gebeur? Jy kom weer in dieselfde toestand wat jy was, en jy gaan nie, jou siel gaan nie ryp word, sodat die woord kan inslag vind nie. Dit is ongelukkig so. Ek moes van my wêreldse goed ontslaa raak, dit het my 'n groot stryd gekos. Vader moes alles van my wegvat, wat vir my groot en belangrik was. En eers daarna, met tyd, het die siel sagter en sagter geword, deur die werksaamheid van die liefde, deur goed te doen. So as jy daar op die sleepwa is, en as jy 'n ou drein moet uitpomp, en as jy 'n pot moet skrob, dit is sekerlik die laagste werke op hierdie plaas. Maar doen dit, want dit is goed vir jou siel. Dit is noodsaaklik dat ons nederigheid leer. En hierdie styfhoofdiges moet dit met baie moeilike omstandighede, moet dit in hulle ingedruk word. En so was dit nou met hierdie ou. So is baie voorbeelde van sulke mense vandag, wat hier by ons aankom, en dan hoop 'n mens maar dat hy sy gesindheid verander. Baie keer gaan hy uit, ons het die geval gehad nou, van 'n man, wat sommer net buite toe wil gaan. Toe sê ek, jy weet, jy het nou so mooi reggekom, jy het in jou werk opgegaan. Nee, hy is nou klaar, hy gaan nou werk, hy kan hierdie groot geld verdien. Waar sit hy nou? Dis miskien 2 maande later, hy's nou in die tronk. Hy's daar. Sy vrou of sy meisie of sy verloofde, ek weet nie, is hier in die strate opgetel. Verder was dit julle wat daar opgetel het, meisie. Maar iemand het daar opgetel en teruggebring. So, dis wat gebeur daar buite. Nog steeds is dit deel van
Vader se plan met jou. Want jy moet 'n ander benadering kry as 'n ander mens met 'n sagte gees. Dan kan Vader jou dalk nog hier binne reg kry. Of jy was al reg buite en jy het hiernatoe gekom weens wêreldse omstandighede. Nie almal wat inkom hier het werklik 'n pak slaag nodig nie. Maar kom dan hiernatoe en gryp dit wat jy hier kan kry, wat verniet vir jou gegee word, hierdie woorde van Yeshua. Gryp dit aan, want dit is lig. Dit is ware brood en dit is ware wyn, wanneer jy begin om hierdie liefde wat ons hierin leer, wanneer ons dit begin uitdra onder ons mense. En dan word elke dag 'n vreugde. Ek en Erna kan nie wag vir die dag om aan te breek en te begin met ons werk nie. En ons praat baie daaroor, ons staan nou in die 70. Ons moes al 10 jaar gelede afgetree het, maar ek weet nie wat ek gaan doen as ek aftree nie. Ons sal mekaar mal maak. Elkeen het sy werk en ons is so gelukkig want ons werk in Vader se wingerd. Amen. En daardeur werk ons ook aan ons eie siele vir die toekomstige lewe waar ons liggame afgelê het. So jy kan net voordele kry as jy die lot wat jy nou moet doen of moet deurgaan hier op die plaas, sê wel ek het nou, ek nie meer my R1 miljoen se kar nie, of my R40 miljoen se huis nie, of wat ook al nie, ek gaan nou die beste van 'n slegte saak maak. En dan doen jy dit in vreugde, en jy sal verbaas wees wat se geestelike omwenteling in jou siel gaan plaasvind. Wat se goed jy gaan kry, sodat jy wanneer jy die eerste paar weke dalk elke dag, o Here, ek opslaan in die Wendy, nou moet ek gaan was daar saam met 'n ander klomp mense en dan saam met almal gaan eet en so. Gaan jy later aan jy glo dit nou nie, maar jy gaan uitsien daarna. Want jy kan elke oomblik wat jy met mense te doen het, kan jy Yeshua liefde uitdra. Al sê jy niks, al doen jy niks. Dit wat jy uitstraal, tel mense op. As ek moet verwys na Karen se lesings. As jy 'n gees van vreugde en vrede en liefde uitstraal, dan tel ander mense dit op en hulle word dan soos jy. Maar as jy 'n bose, hardnekkige, strydhoofdige gees het, waar jy met alles fout vind, gaan jy jou nou omring voel met net sulke mense. Hulle trek soos brommers na stinkende aas toe. En nou word dit net al hoe erger, want jy het jou omsingel met hierdie mense. So, ons kan baie lesse hieruit leer vir ons hier op die plaas, en natuurlik vir die mense daar buite, want dit gaan nie maklik nie. Al ons mense daar buite kry ontsettend swaar en sukkel, want die stryd om te lewe is net te erg. Ek kyk in Amerika, hulle sê meer as 1 miljoen van die Amerikaners bly nou in hierdie parke, nie hierdie mobiele huise. Wat noem ons die goed in Afrikaans? Ja, karavaan voertuie. Ons het karavane, hulle het nie, hulle het basies RV, ja, recreation vehicle. Ander ons koop busse, dan omvorm hulle, sit 'n bed en 'n kombuis in en so aan. Jy kan hulle sien, daar staan duisende van hierdie voertuie, dan trek hulle net op 'n oop stuk, dan bly hulle daar. As hulle weggejaag word, dan trek hulle maar net verder na 'n ander stuk grond toe. En so bly hulle al vir 15, 20 jaar is van daai mense al so. En hier gaan dit presies dieselfde raak, want ons kan nie meer die huur betaal nie, ons kan nie meer hierdie geweldige elektrisiteitsrekeninge betaal nie, belastings betaal nie. So al wat daai ou eintlik het, hy moet sy daaglikse kos en goed voorsien, maar hy het 'n bietjie brandstof nodig om, sê nou maar elke paar maande dalk een keer net te trek, as mense hom wegjaag. So, dit is die pad wat hierdie land sal gaan, en dis eintlik 'n goeie pad, dat ons loskom van al die sisteme van hierdie land. Want daar gaan 'n dag kom waar hulle gaan van jou vereis om die merk te vat. Ons weet nog nie heeltemal presies wat dit is nie, maar dit gaan 'n tipe van 'n elektroniese inplanting wees in jou vleis,
wat jou siel gaan affekteer, jou DNA. En dit mag ons in geen omstandighede toelaat. En as ons los is van die sisteem, dan is ons ook los van die dier aan die einde van die tyd. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie. Ek het al baie gedink en gebid, Vader, hoe gaan ons maak? Hierdie plek kan nie sonder geld bestaan nie, want almal kry elke Vrydag daarom iets, en die goed wat ons verbruik op die plaas moet aangekoop word. En daar staan, jy sal nie koop of verkoop as jy nie die merk het nie. So, ek weet nie wat gaan ons doen nie, ons sal maar kyk wanneer daai tyd kom. Ek glo Vader sal uitkoms gee. As ons nie diesel kan koop by die pompe nie, omdat ons 'n merk moet hê, sal Vader vir ons diesel voorsien, op watter manier ook al. En so met alle ander gebruikersmiddele. Baie dankie.